Ons lewe asof Jesus die volgende sekond kom, maar ons lewe ook asof hy nooit in ons leeftyd gaan kom nie. Ek wil hê die studente moet vandag vir my sê, wat is jou naam? Heidi. Sê gou vir my, wat onthou julle van Heidi? Jy sê? In Switserland. Ok, ons het een ding, Heidi in Switserland. Arnold, wat is jou naam? Arnold van der Spy. Schwarzenegger, het nie so 'n trek na my. Waarvan af kom Arnold? Amerika. Nou as ons hulle twee nou saamvat, dan kom hulle nou van Amazone af. Hoe lank was julle al in die Amazone? 33 jaar, nie aan mekaar nie, maar dis die projek is 33 jaar. 33 jaar, Jesus was 33 jaar oud. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ek moet nou voor ons beginne, jy gaan al hierdie goed vertel, en daar gaan stories wees, en daar gaan beelde op die televisie verskyn, wat hy daai kant geneem het, maar ek is so 'n bietjie nuuskierig oor 'n paar goed. Piranhas. Is daar sulke goed? Daar is, veral as iets bloei op jou toon, gaan jy verseker daai toon verloor. Is dit waar, ek hoor as 'n fliek, as jou been so in die piranha water sit, en jy haal hom uit, dat jy net die been? Ja, daar's basies 12 species piranhas. En 10 van hulle is nie baie aggressief nie, maar daar's 2 van hulle wat glo baie aggressief is. Dis daar waar jy nie jou bene in die water moet sit nie. Maar die inboorlinge weet wat is wat waar. En ons bad tussen daai piranhas. Jy moet net nie baie bloei of so nie, anders raak hulle nou opgewonde. Hulle verwyder eintlik vullis uit die riviere. Die Here het hulle vir baie goeie taak gestel om die rivier skoon te hou. Sy arme dingetjie dink jy's nou maar vullis wat daar rondry, jy moet jou verwyder so. Nou ja, piranhas, daai vissetjie, né? Weet jy wie het gehoor al van daai flieks wat jare terug gewys het nie? En maar ja. Ek sien 'n Khoisan wys vir my, sy het daai fliek gesien. Maar okay. Maar so hulle gaan baie interessante stories vertel. Ek het nou nog so een vraag. Is jy iemand wat vol fimies is wat jy eet? Ek was op 'n tyd baie lank terug, nie meer nie. Kan jy vir ons iets noem snaaks wat jy al geëet het? Aap. Okay, ek het ook afgeëet. Hy's nogal heel lekker. Wat het jy al alles geëet? Bobjan. Nee, dit is net gewone ape. Ons het nie Bobjana, 'n klein aap, alles groot soos 'n blou aap. So ape is gesnaakse ding en dan's daar goed in van daai potte gewees. Ons het nie vrae gevra, ons maar net geëet. Amen. Maar ek dink daar was allerlei rotagtige goeders daarin, alsmaar as goeie vleis so. Okay. Nou ons sien verskriklik uit. Arnold, as ek mag vra, ek kan nou nie onthou nie. Ek dink 20 jaar terug het ek die eerste keer met jou oor 'n foon gepraat of. Ons het deur Glenn Buys ontmoet. Hy het my aan jou voorgestel. Ons het nog nie privaat gepraat. Nee, ons het op die telefoon gepraat. Maar ek het verstaan jy's 'n ou met so lang bokstert, is dit? Ja, ek het hulle gehad, so ruk gelede, jy gaan op die foto sien, maar ek is nou weer besig om te laat groei. Ek net vir 'n ruk gesny so. Hier is nou weer 'n beweging by School of Fire, mallet beweging. Jy sal sien, hulle sukkel. Ek weet hulle moet XR3's in 3 liter Coke kry in mallets van in 'n lemoentjie op die aerial. Maar luister, julle is so welkom. Ek gaan julle nie ophou nie en mag God gee dat die sendelinge opstaan in die magtige naam van Jesus. Halleluja. En ons gaan na hulle albei luister. So sorg dat jy albei afleweringe kry. Die Here se. Amen. Halleluja! Prys die Here. Jesus leef. Jesus leef. Amen. En hy kom binnekort terug. Amen. Ons lewe asof Jesus die volgende sekond kom, maar ons lewe ook asof hy nooit in ons leeftyd gaan kom nie. So ons is altyd gereed en ons behou ons eerste liefde vir Jesus. Ons doen die werke wat ons eerste gedoen het en ons bly in verhouding. Ons loop 'n skoon, ons bly op baie regte nou paadjie, die skoon paadjie, nê. Dis 'n lekker paadjie. Jesaja 35 praat van die hoë weg van heiligheid. Hy sê geen vuil diere kan daar opkom want jy gly af. Maar as jy nou so jou voet so bietjie van daai paadjie af
sit, dan gryp hulle jou been, dan begin hulle jou te trek. So bly op daai paadjie. Halleluja. Kom ons speel vir julle 'n paar lekker radikale liedjies. Okay. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Waar gaan jy heen? Stappies in 'n losse sirkels in die reën. Wag 'n bietjie man. Die mense lag jou uit. Wag 'n bietjie. Wat gaan jy besluit? Gaan jy nou maar voort? Wat deur die wye poort? Maar net een van die duisende, 'n blaartjie op 'n boom. En wil jy nou nog voortgaan? 'n druppel van die stroom wat gaan val in 'n bodemlose put. Kom hier lekker gedeelte. Wag 'n bietjie man. Wag 'n bietjie. Wat sal jy sê as jy weer die grootste koning, hy wil jou graag by hom hê, en hy het vir jou betaal, ja, met sy lewensbloed. Wil jy nou nog voortgaan om 'n beter Heer te soek? Wag 'n bietjie, wag 'n bietjie, wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie, wag 'n bietjie. Waar gaan jy heen? Stappies in 'n losse sirkels in die reën. Wag 'n bietjie man, wag 'n bietjie. O, die mense lag jou uit. Wag 'n bietjie. Wat gaan jy besluit? Gaan jy nou maar voort? O, deur die wye poort. Maar net een van die duisende, 'n blaartjie op 'n boom. En wil jy nou nog voortgaan? 'n druppel van die stroom wat gaan val in 'n bodemlose put. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie man. Wat sal jy sê as jy weer die grootste koning, hy wil jou graag by hom hê, hy het vir jou betaal, ja, met sy lewensbloed. Wil jy nou nog voortgaan om 'n beter Heer te soek? Wag 'n bietjie, wag 'n bietjie, wag 'n bietjie. Dankie. Dis 'n klomp mense wat in 'n sentrale deel van Peru bly, in die Amazone, en hulle kom nie uit nie, en jy kan nie ingaan nie. Ek gaan jou nou wys hoe lyk iemand wat geskiet is met 8 pyle. Hy het dit nie gemaak nie. So, daai mense leef in vrees, hulle leef so in vrees, afgekokon, afgespin, weg van die res van die wêreld. Want deur die geslagte vooraf was hulle misbruik vir mishandeling, vir slawerny, kindermishandeling, hulle was verkrag, hulle was uitgeskiet. Tot vandag toe nog is daar bosbouers wat daar ingaan, petroleummense, rebelle teen die regerings, dwelmsmokkelaars, en as hulle in hierdie in koppeling kom met hierdie mense, dan staan natuurlik 'n geveg van pyle wat geskiet word en masjiengewere wat geskiet word, want die ouens wat daar ingaan vir goud en hout en petroleum gaan daar in om dit te kry vir geld, en hulle sal enigiemand uithaal wat in hulle pas staan, die dwelmsmokkelaars ook. So, daai is 'n taamlike oorlogsgebied, is 'n wille gebied,
Die polisie en die weermag gaan nie eens daarin nie. So as jy daar ingaan, as jy basies op jou eie, maar as jy vir God ken, dan is jy natuurlik nie alleen nie. Hy's met ons oral waar ons gaan. Nou, ons gaan na hierdie mense toe, ons doen al 33 jaar, ons is stadig besig om nader aan hulle te kom, ons kom by stamme uit wat bereik is, maar wat nog nie eintlik die evangelie goed ken nie, en ons vertel hulle die goeie nuus van Jesus, en hulle praat die taal van hierdie ouens, so ons praat Spaans en Portugees wat ons daar geleer het, jy leer het nogal heel vinnig, is dit alles wat jy kan praat, en dan vertaal die ouens wat nou ons bereik het, hulle praat die taal van hierdie onbereiktes, so hulle het al kommunikasie gemaak met die onbereiktes, dit is skree oor die rivier, maar die onbereiktes kom basies in hulle dorpies en plunder hulle, val hulle aan, beroof hulle hardloop vir hulle lewens, die ouens wat al half bereik is, hardloop vir hulle lewens van hierdie heel wilde ouens, so dis jou opsomming van die situasie daar in die Amazone, en Jesus het gesterwe vir elke mens wat jy op daai video gesien het. Hy ken hulle by naam. Hy weet hoeveel hare is op hulle kop. Hy weet hoeveel selle is in hulle liggaam. Hy weet hoeveel elektrone en atome en teen watter spoed daai elektrone spin in elke sel. Kan ons dit indink? Ja. God weet van elke situasie. Hy weet wanneer iemand doodgeskiet is. Wanneer iemand anders doodmaak, hierdie ouens doen dit vir beskerming. God is daar. En hy kan hulle net bereik as iemand gaan. Amen. Daarom het Jesus gesê, gaan die hele wêreld in. Hy het nie gesê bid of jy moet gaan nie. Hy het nie gesê bid of jy moet bly nie. Hy het nie gesê bly nie. Hy het gesê gaan. Amen. Nou gaan men, jy hoef nie noodwendig nou dadelik hierdie plek te verlaat nie. Dit meen klim uit jou gemaksone, kyk in 'n ander rigting, God se rigting en raak betrokke. Want God wil jou gebruik, hy gaan en hy kan jou gebruik, hy het jou gemaak, hy het jou goed gemaak. Jy het God se elemente en karakter binne in jou, so jy's van die God tipe. Jy's in sy beeld geskape. En hy wil jou gebruik. Jy's baie belangrik, my vriend. Dit maak nie saak wat jou situasie is nie. God het 'n plan vir jou lewe. Hy sê dit in Efesiërs 2 vers 10. Almal ken Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is ons gered, en daar stop hulle, en almal klap hande, halleluja. Nou kan ons agteroor sit. Ons moet nou gered. Vers 10 sê, maar God het goeie werke voorberei vir ons voor die grondlegging van die wêreld. Werk. Sweet. Nee, ek soek genade. Ek wil nie werk nie. Ek soek 'n kerk wat net genade, jy kan agteroor sit. Moenie vir my werk gooi, jy is onder die wet. O nee. Jesus het baie hard gewerk as 'n skrynwerker. O nee, maar hy was in die wet, dit is in die Ou Testament. Hy het baie hard gewerk op die kruis. Ja nee, maar dit is in die Ou Testament. En toe hy opgestaan het, dis is nou Nuwe Testament. Hy was nog 40 daar op die aarde, hy het nog rondbeweeg, hy het nog met sy disippels gepraat, met die mens gepraat, hy was nog besig om te voltooi wat hy begin het, in die Nuwe Testament, en hy het die taak oorgedra aan sy disippels, ons weet wat gebeur het, en deur hulle het hy dit oorgedra na jou en my. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting.
Hebreërs 10 vers 25 sê, moet die onderlinge byeenkoms van die gelowiges nie versuim nie. Maar die vers voor dit 24 sê, dat ons moet mekaar aanmoedig tot goeie dade, goeie werke. Nee, maar jy hoef niks te doen nie, Jesus het alles gedoen. OK, hoe gaan hierdie ouens hoor? As iemand nie gaan nie. Hoe het jy gehoor? Iemand het jou vertel. Hoe het jy hier uitgekom? Iemand het met jou 'n koppeling gemaak en hy het vir jou vertel wat in sy of haar lewe gebeur het. Daarom is jy hier. Jy het God gevoel, jy het hom ervaar. Jy het gesien daar's hoop. God glo meer in jou as jy in God. Want hy het jou gemaak, hy het ons goed gemaak. Die dag toe ek dit besef, hey, prys die Here, toe raak ek wakker. God glo my. Wow, hey, I've got it. Right. Bring it on, devil. God glo in my, hy glo in jou. Meer as jy in hom. Ons sukkel, ons groei in geloof. God hoef nie te groei nie. Hy weet wat hy gemaak het. En die dag as jy snap dat God in jou glo, dan weet jy moes nou eintlik, jy kan dit doen. Romeine 12:3 sê dat God het 'n maat van geloof aan elke mens gegee. Jy het geloof. Jy het God se geloof, want hy het dit gegee, met ander woorde, hy geloof werk. En wat is geloof? Is eenvoudig gehoorsaamheid aan 'n God wat nie kan lieg nie. As God sê doen dit, want hy kan nie lieg, dit gaan werk. Amen. So geloof is nie altyd 'n wow gevoel of iets nie. Dis eenvoudige kinderlike gehoorsaamheid en kyk wat gebeur. Is dit nie wonderlik? So, kom ek vertel vir julle 'n getuienis. Wat God basies vir jou vandag wil sê is, hy wag vir jou. God wag vir jou. Wat die dag toe ek wakker skrik en besef dat God vir my wag. Een klein persoontjie in hierdie groot heelal uit 8.5 biljoene mense wag God vir jou. Hy het in jou belê. Hy het jou so lief, want jy lyk net soos hy. Dis kom hy so mal is oor jou. Soos julle hier buite sê, ons sê ook, God like jou. Hy het jou nie net lief, hy like jou ook. Amen. Daarom like ons like almal. Heidi en ek like almal. Ek het al mense ontmoet, hulle is nou Christen, hulle sê, nee, ek is so dankbaar, ek hoef my broer, ek moet net my broer lief hê, maar ek hoef hom nie te like nie. Daai is die leen van die put. Die Here like ons like mekaar, ons hou van mekaar. So God wag vir jou, my vriend. Hy wag vir jou. Dit meen jy kan besig raak. Dit meen jy kan in die geloof opstaan en uittreë en begin beweeg. Dit meen jy hoef nie 7 jaar teologie te swat nie. Jy hoef nie 3 jaar, jy hoef nie 1 jaar teologie te swat. Dit meen as jy jou BA graad het, born again. Kan jy gaan? Jy is gekwalifiseer. O ja, jy kan 'n MA graad ook het. More again. Halleluja. Dan kan ons gaan. Jy is gekwalifiseer. Wat is 'n disipel? 'n Disipel meen 'n volgeling. Jy volg vir jy stap nie met jou iPad, jy volg vir Jesus. Dit weet nie jy het alles geleer nie. Jy weet nie alles, maar jy volg hom en daar waar sy voet trap, sit jy jou voet en daar waar sy voet getrap, sit jy jou voet. Dan sit jy hom. En elke minuut, hy sê in daai uur gaan ek vir jou leer. In daai uur gaan ek vir jou sê wat om te sê. In daai uur. Nie voor die tyd nie. Dis geloof. Jy kry on the job training met God. Hy lei jou op net daarso, want jy het in die geloof gegaan en jy gaan meer leer en meer weet as baie ander mense, baie vinniger, want jy loop reg saam met Jesus, jou leermeester. Amen. Dis disipelskap. Jy volg hom onmiddellik. As jy sien iemand volg Jesus en hy's aan die brand, los hom, gaan na die ander ou wat nie gered is nie. Daai is klaar besig. Hy's klaar disipel. Ons het gekom by 'n stam en ons het so 4 dae vir hulle vertel van Jesus, so Sondagskoolstyl, net Sondagskoolstyl. Ons het die Jesus fliek gewys en ons het gitaar gespeel en ons het gebid vir hulle, ons het hande opgelê op die siekes is genees, hulle word elke keer genees, blindes sien, dowes hoor. Nou Heidi en ek kan nie eintlik dit glo nie, maar dit gebeur. Nou het ons nou besluit ons moet nou begin glo. Jy verstaan wat ek sê.
Jy sien, on the job training, ons word nog getrein om te glo, prys die Here, halleluja, maar gebruik ons, want ons is gewillig, nie omdat ons goed is nie, omdat ons so openbaring gekry het deur ander mense se getuienis, jy sien, dis mense wat kragtig getuig het, wat ons losgemaak het, hulle het ons aan die brand gesteek, so dis nie ons hier, hulle het ons aan die brand gesteek, en hulle getuienis het vir ons gesê, wow, as hulle dit kan doen, kan ons dit, so ons het Dommastrand begin gaan, en dit het gebeur, en ons is by hierdie stam en ons het hulle ook vir hulle na Jesus gelei, baie het hulle hande opgesteek vir Jesus en hulle het vorentoe gekom en na die 4de dag, toe sê ons vir die chief, nou ons moet nou môre afgaan, terug met die kanoe na die dorpies daaronder, nou daaronder jy gaan so 2-3 dae partykeer met 'n kanoe op 'n rivier om by 'n ander dorpie, dis nou 'n meer beskaafde dorpie, nader aan die beskaafde. Ons nou teruggaan en ons wil asseblief die mense môreoggend vroeg doop. Want hier is nou baie wat glo wat vir Jesus aangaan. O nee, wag. Hierso by ons stam moet jy eers 'n 6 maande kursus in doop doen. Hallo, maak 'n grap hoor. Ek het eendag by 'n kerk gekom en gepraat. En toe kom die mense uit, 'n paar sê hulle maar, kan ons gedoop word? Ek sê natuurlik, is jy weergebore? Ja. Hy sê maar, kan ons nou gedoop word? Ek sê natuurlik kan jy. Hy sê nee, maar ons is nou besig met 'n ding. Hulle het gesê ons moet nou eers wag, ons moet nou eers 'n paar maande 'n ding deur. Ek sê wat? Ek sê kom ek doop hulle almal daai aand in die swembad. Prys die Here. Nou ja, die volgende jaar toe ek daar verbykom, toe is ek nie baie gesocht en populêr nie. Want ek het nie besef nie, maar ek het daai kerk se doopkursus van 6 maande in 3 gesny. En toe is die ouens nou almal gedoop, toe is dit nou verby met die doopkursus toe. So, sorry ouens. Ek het reggemaak met die pastoor, sorry. Maar ek het gelukkig nie geweet nie. Prys die Here. Paulus sê, Handelinge 2 vers 38. Glo, nommer 1. Nommer 2. Laat jouself doop. Kry iemand sê, Boeta, doop my. Kry iemand, maak nie saak wie nie. Daai ou is 'n meganisme, die doop is tussen jou en Jesus. Laat my doop my, daar gaan jy. In die naam van Jesus Christus. Later dan kan jy uitvind wat dit alles beteken, moenie worry, okay. Daar gebeur iets geesteliks, bonatuurliks. God weet en die duiwel weet. Dis hoekom hy jou wil keer. Nommer 3, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Mense ontvang dit op verskillende maniere, partykeer op verskillende tye, maar as jy deurdruk en jy aanhou soek, sal jy die volle krag van God kry in jou lewe, en jy gaan dit geniet, om 'n kind van God te wees. Amen. Hey, nou raak dit lekker. Prys die Here. Daar is hy. Deur die wasmasjien, deur die droër, uit. Ag gat jy. Nie altyd in die gemak van jou sitkamer of naby 'n televisiestel nie? Wel, School of Fire bied Softube aan. Met Softube kan jy jou gunsteling predikers se materiaal geniet in die gemak van jou eie tyd. Alles vanaf getuienisse, musiekvideo's, kontroversiële onderwerpe, Rooies vertel stories programme, uitreike, bemoediging vanaf School of Fire studente en vele meer. Soek Softube op YouTube. Klik op die aangeduide kanaal. Ga na die rooi subscribe knoppie. Klik daarop en klik dan ook op die klokkie en sê all.